een en terwyl ons die plek soek, ek sien geen tablette nie, of selfoon nie, dan bid ons net saam. Here, wat 'n voorreg om aan U te mag behoort. Wat 'n onbeskryflike voorreg om kerk te wees, om saam te wees, geliefdes van die Here te wees. U sê in U woord, ek noem julle nie meer diensknegte nie. Wat 'n voorreg, Heilige Gees, dat U teenwoordig is en dat U vir U gemeente 'n woord het. En dat U hierdie woord in elkeen se hart sal plant soos 'n saad en dit sal ontkiem, sal groei. Dit sal 'n impak hê op elkeen se lewe. Tot die verheerliking van Jesus, die hoof van Shekinah gemeente. Amen en amen. Die beste lê nog voor. 2 Petrus 1. Ons lees van my Bybel ingekleer, ek sien nie wat vers nie. Ons lees van die begin af. Simeon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof, jou geloof is kosbaar, wat net so kosbare geloof as ons gekry het, deur die geregtigheid van ons God en Saligmaker, Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God. Luister mooi, hier is die sleutelwoord. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en ons Here Jesus Christus. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Het ons alles geskenk verlede tyd. Deur die kennis, hier is ons weer, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld gekom het. En dan in Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. Nou, die beste lê voor. 2023 is nou net so wat 9 ure oud. Maar dit beteken dat 2022 verby is. En as ons 2023 voorspoedig wil hê, moet ons 22 agterlos. Jy kan nie met die bagasie van die verlede die toekoms ingaan nie. Ek weet ons het almal 'n lewe en almal het verpligtinge en dit gaan aan, net aan in die nuwe jaar. Maar wat jy moet agterlos is die emosies en die gesindhede wat jou lewe bepaal. Wat ons net nou van gepraat het, met die nagmaal. Die goed wat in jou hart is, wat jou lewe steel, wat die Heilige Gees se plek verdring, dis wat ons moet agterlos. Negatiewe woorde moet ons agterlos. Woorde van ek kan nie, ek is maar nie goed genoeg nie. Hierdie is vir die susters, ek is nie mooi genoeg nie. Ek is nie maar genoeg nie. Ek is nie oulik genoeg nie. Jy moet daai goed in 22 los. Ek het 'n baie mooi verhaal gelees van 'n onderwyseres wat eenmôre in 'n klas gekom het, sy jong kinders gehad. Toe gee sy vir elkeen 'n vel papier. Toe sê sy, nou skryf julle op hierdie papier alles wat julle dink julle kan nie. Ek is nie slim genoeg nie, ek kan nie somme maak nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie. En toe hulle dit alles geskryf het, toe vat sy 'n skoenboks. En sy sit dit binne in en hulle gaan na 'n kant van die skoolterrein toe en hulle maak 'n graf. En hulle begrawe daai boks met ek kan nies. En sy maak 'n grafsteen van karton en sy sit hom op. Sy sê, hier rus ek kan nie. Gelukkig word hy onthou deur sy broers en sy susters van ek kan, ek wil, ek sal. Daarna het die kinders mekaar vermaan. As iemand sê ek kan nie, dan sê hulle ek kan nie eens begrawe. Begrawe vandag vir ek kan nie, ek weet nie, ek is nie, ek het nie 'n toekoms nie, ek het nie 'n hoop nie. Vra vir die Here vergifnis vir al daai goed en los dit in 2022. Hoe Chris Christofferson gesê, yesterday is dead and gone.
dat die beste voor lê. Waar kry ek in die Bybel? Ons het dit nou gelees, deur die kennis van hom. As jy die Here Jesus leer ken, as jy sy krag leer ken, sy teenwoordigheid leer ken, is môre niks. As jy hom leer ken in die krag van sy opstanding, as jy hoor wat Filippense 2 vers 13 sê, dis God wat in ons werk. So ons hoor wat 2 Korintiërs 5:17 sê, ons is nuwe skepsels, die ou dinge is verby, alles het nuut geword en dis alles uit God. Kan ek dan nou dink ek kan die toekoms ingaan op my eie en dit gaan die beste wees? 1000 maal nee. As jy die skipie op jou eie probeer seil, moet jy weet, die skipie gaan kortpad rotse toe. Ons behoort aan die Here, het ons gekoop met sy kosbare bloed. Nou, om die Here te ken, of laat ek eers so sê, om 2023 suksesvol te wees, om die beste te beleef, moet jy Jesus Christus leer ken deur die Heilige Gees. Daar's geen ander plek waar jy krag kry, waar jy insig kry, waar jy wysheid kry, is daar alleen met God. Nie waar jy bid en 'n toespraakie maak aan die Here nie, waar jy jou hart uitstort. Daar waar jy alleen met God is en sy liefde jou oorspoel. Daar waar jy alleen is en hy jou vrede gee. Hy jou dit maklik maak, dat jy opstaan, maak nie saak hoe nie. As jy opstaan, maak nie saak hoe nie. Jy weet, jy's nie alleen nie. Jy sal nooit aan die verloor kant wees nie. Ek lees 'n verhaal van 'n 1989 stort, is daar 'n geweldige aardbewing in Armenië. In 4 minute sterf 30.000 mense. Onder andere stort 'n skool in mekaar. Maar daar was 'n man wat elke môre sy seun skool toe gevat het. En as hy hom by die skool los, dan sê hy, seun, onthou, ek is altyd daar vir jou, ek sal jou nooit los. En toe hy nou hierdie berig kry van hierdie aardbewing toe haas hy hom na die skool toe en hier lê hierdie rommel. Hy sê, maar hy onthou, min of meer waar sy seun se klas was. En hy begin die rommel wegvat. Die nooddienste sê, kom weg. Dis gevaarlik, hier kom vure, hy sê, ek gaan nêrens. En hy begin die rommel wegvat, 12 uur, 24 uur, 36 uur bly hy. Op uur 38 toe hoor hy sy seun se stem. Hy sê, seun, hy sê, pa, ek is hier. Hy sê, van ons 33 in die klas lewe net 14. Maar ons is waar 'n hoek so by mekaar kom, was daar 'n opening onder en ons is daar vasgevang, 14. Hy sê, maar ek het die hele tyd vir my maats hieronder gesê, moenie bekommerd wees nie, my pa het gesê, ek is altyd daar vir jou, my pa sal ons kom soek. En toe hy by hom kom, toe sê hy, seun, kom jy uithaal, hy sê, nee pa, haal my maats uit, want dis hierdie woorde van pa, wat ons aan die lewe gehou het hierdie hele tyd, ek is altyd by jou, ek sal jou altyd versorg, kind van die Here. Wanneer jy in hierdie nuwe jaar voel, jy's in 'n hoek gedryf, jy's toegeval, jy weet nie meer watter kant toe nie, God sê vir jou, ek is altyd daar vir jou. So naby soos jou asem, so naby soos jou hartklop is die Here vir jou. Miskien voel jy gedaan, jy voel die wêreld of die lewe het nie meer sin nie. Kom ek vertel jou nog 'n storie. Ek hou van stories, hulle werk. Op 'n vandisie staan die afslaer en hy tel viool op, 'n ou viool. Julle weet mos hoe werk 'n vandisie. Wie sê $1000? Iemand sê 1000. Hy sê wie sê 2? Iemand anders sê 2. Geen verdere bod nie. Hy sê 1000 vir die eerste, nee nie 1000 nie, $1. Hy sê $1 vir die eerste maal, $1 vir die tweede maal, en daar staan 'n gryskop man in die gehoor op. En hy vat hierdie viool en hy stof hom af. En hy stel sy snare en hy begin pragtige musiek maak. Toe hy klaar is, toe dit doodstil, sommige mense huil. Die afslaer sê, wie gee my 'n bod vir hierdie viool? Iemand sê $1000. Hy sê 1000 het ek, wie sê 2, ander een sê 2, 3, en dan gaan dit aan en aan. Toe die veiling verby is, toe vra die mense van mekaar, wat het hierdie
Samuel so waardevol gemaak? Hy het waardevol geword in die hand van die meester. Kind van die Here, God is jou meester. Hy kan die beste, die mooiste uit jou lewe uithaal. Maar die viool moet hom in die meester se hand stel. Die viool moet nie self probeer speel nie. Hy gaan daar nêrens mee kom nie. 2023 is in jou hand. As jy die keuse maak, ek gaan Jesus leer ken. Dis my prioriteit. Ek gaan tyd maak vir hom. Ek gaan tyd maak vir sy woord, Psalm 1. Ek gaan tyd maak om te bid. Tyd om te bid, ek sê weer, nie om toespraakies vir die Here te maak nie. Om intens te bid. Om intens te bid. Jesus het so gebid, dat sy sweet bloed geword het. Dat God jou ontmoet. Hy het 'n plan. Hy maak van jou 'n musiekinstrument. Moenie moedeloos voel nie. Toe jy gebore is, nee, Efesiërs 1 sê, voor jy gebore is, het God jou geken. En hy het jou beplan. Hy weet waar as jy vanmôre, hy weet waartoe hy met jou op pad is. Hy weet presies wat sy wonderlike plan is. Ek dink die Here is so goed, so lankmoedig, dat hy na ons kyk en ons verloor visie oor onsself en ons begin, ja, ek is maar. En God kyk na jou en hy sê, ek het sulke groot planne. Maar hy of sy wil dit nie sien nie, wil dit nie hoor nie, praat daarteen. Om Christus te ken, deur die kennis van God, lê die oorwinning vir die jaar wat voorkom. Nou, terwyl ons in Gyrus was, toe kom die rivier af. En die rivier kleur die hele see, die strand, alles bruin. Nou, bruin see is nie mooi nie. Maar weet jy wat sê die Bybel in Openbaring 4 vers 11 en in Psalm 19 vers 1? God het dit gemaak. Gedurig roep die geruis van die eer, van die see, Here aan God in die hoogte. Here aan God. So dis nie in God se plan dat die see moet bruin wees. Maar die see hou net aan om te doen wat hy moet doen. Here, in 3 dae, toe is die see weer blou. Want jy kan nie staan teen die werke van God nie. Nou een van die geheime van 'n suksesvolle beste 2023. En ek wil weer hier tussenin sê, nie 'n negatiewe woord uit jou mond. Maar leer om God voortdurend te prys onder alle omstandighede, al is 'n ding negatief. Ek gebruik graag hierdie voorbeeld. Hierdie is ek. As iemand in Christus is. Ek is in Christus. Die duiwel kan nie by my kom nie. Tensy God dit goed dink om 'n deel van die plan van my lewe te maak. Ek is veilig in die Here se hand. Daarom kan ek hom loof en prys ook vir negatiewe goed. Wanneer ek dit geleer het, dan is my eerste gedagte nie, kyk nou weer. Dankie Here, dis 'n wonderlike ding waarmee jy nou besig is. Aanvanklik klink dit vir jou onmoontlik. Kan dit wees? Kan 'n mens so dink? Ja, as jy 'n suksesvolle 2023 wil hê, as jy wil hê die beste moet voor lê, moet jy so dink. Die Bybel sê so. 1 Tessalonisense 5:18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God en Christus Jesus oor julle. Onthou, murmurering is opstand teen God. Moet dit nie doen nie. Moenie kla oor omstandighede. Kyk, hoekom straf die Here my? Kyk wat gebeur nou alweer met my. Moet dit nie doen nie. God is baie bewus van jou, want hy woon in jou. En hy het 'n baie wonderlike plan. Moenie dit weerstaan deur jou eie negatiewe woorde nie. Hou aan om die Here te prys. Ek lees van pastoor Merlin Corretter sê in sy boek Prison to Praise. Hy sê hy sit eendag in 'n saal, genesingsdiens. Hy sê skielik sien hy 'n visioen, 'n pragtige somersdag. Maar bokant hulle hang 'n digte swart wolk. Maar van die grond af tot in hierdie wolk gaan is 'n leer. En die mense klim teen hierdie leer op en as hulle in die wolk kom, dan raak hulle gedisoriënteer, hulle weet nie waar hulle is en dan los hulle en gly hulle af en dan spat die mense uitmekaar. Hy sê en toe dit sy beurt, toe klim hy op. En toe hy in hierdie wolk kom, toe sy dieselfde moet hom, hy's gedisoriënteer. Hy weet nie waar hy is nie. Miskien voel jy ook so. Hy sê maar hy hou aan om God te prys. Hy hou net aan om God te prys. Hy sê in die volgende oomblik as hy bokant hierdie wolk,
En hy kan op die wolk loop. Hy sê hy's in 'n wonderwêreld van lig van God se teenwoordigheid. En as hy afkyk na die wolk, dan sink hy. As hy opkyk na God, dan bly hy in hierdie helder omgewing. Hy sê, Here, wat beteken dit? Hy sê, die meeste van my kinders leef onder die wolk. En hulle, wanneer die donker kom, los hulle en gaan hulle weer terug. En hulle bly tevrede, want dit is die wêreld wat hulle ken. Maar as hulle aanhou om my te prys tot hulle deur die wolke, sal hulle 'n ander wêreld kom, God se wêreld, waar die beste voorlê. Wat die Here vir ons in gedagte het, in storie het, vir hierdie wonderlike jaar wat voorlê. Elke môre as jy opstaan, dank God vir wat jy sien. Leer om te dank vir die bome, vir die blomme, vir alles, want alles roep uit. Openbaring 4 vers 11, alles is vir sy vreugde. God het dit gemaak, sê Genesis 1, en hy sê, en God het gesien dat dit baie goed is. Eer en prys hom vir alles wat jy om jou sien. Moenie gewoond word aan die wonders van God nie. Prys hom gedurig vir alles wat jy beleef. Ons het oë, hoor, ons kan sien. Ons het ore, ons kan hoor. Ons kan dink, ons kan praat, ons kan proe. Dit is 'n lekker een. Dis alles goed waar ons gewoond is. Vra vir iemand wat dit nie het nie. Vra vir iemand wat dit nie het, as jy hoor hoe bevoorreg word. Leer dit aan in hierdie jaar. Maak 'n verklaring elke môre, die beste lê voor. Vandag gaan 'n vreugdevolle dag wees. Vandag gaan ek die Here se teenwoordigheid ken. Vandag gaan ek God vir alles gedurig dank. Vandag gaan ek die wonders van God sien. Vandag gaan ek die Here se stem hoor. En dan maak tyd. Twee mense wat mekaar nie leer ken nie, kan nooit vir mekaar lief wees. Kan mekaar nooit vertrou. As jy God wil lief hê, Matteus 22:37, as jy God wil lief hê, moet jy hom leer ken. En God is 'n gees. Jy moet hom uit jou gees leer ken. Nie uit jou natuurlik, gaan nie oor jou gevoelens nie. Ons voel eendag so en die tweede dag so en die volgende dag voel ons so. Gevoel het daar niks mee te doen nie. My gees het met gevoel niks te doen nie. My gees en God se gees is in kontak. Prys die Here gedurig en gee aan die duiwel geen plek nie. Want wat hy vir ons voorberei het vir hierdie jaar, ek verwag steeds herlewing. Ek verwag herlewing. Hierdie plek sal ontplof. Die Suid-Afrika sal ontplof. Hierdie bitterboelers wat ons oral sien en negatiewe verklaringe maak, hulle sal op hulle neuse kyk as hulle hier bly. Die beste lê voor. Spreek oor jou lewe, geluk, gesondheid, lewe in oorvloed, is my deel, want Jesus sê ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Johannes 10:10. Ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. En as jy met minder tevrede is, jy nee. Nou vir jou byvoeglike naamwoord skep van Sally. As jy met minder is lewe in oorvloed tevrede wees, moet jy weet jy met minder tevrede is wat God vir jou het. Kom staan. Kom ons maak 'n verklaring. Of soos die Engelse sê, 'n testament. Sê saam met my, sê Here, ek is u kind. Ek weier enige iets van die duiwel om dit wat u vir my het in hierdie jaar wat kom van my te steel. Ek verklaar. Ek is gered uit genade deur die geloof en dit nie uit myself nie. Dis 'n gawe van God. Ek behoort aan die Here. Lewe in oorvloed is my deel. Vreugde en blydskap is my deel. Geluk is my deel. Die beste is my deel. Jesus het daarvoor betaal. Ek sal in die jaar luister na die Heilige Gees. En ek sal dit doen wat ek hoor. En ek vra genade van die Heilige Gees om my gedurig aan te spoor om teen myself te besluit, om vir u te besluit, om tyd te maak. Ek verklaar, die beste lê voor. Ek gaan bid soos nooit tevore nie. Ek gaan kry wat ek nooit gehad het nie. Ek gaan sien wat ek nooit gesien het nie. Ek gaan beleef wat ek nooit beleef het nie. Die beste lê nog voor. Halleluja.
Prys die Here. Kom ons gee vir die Here lofoffer. Ek seën julle met die beste en die mooiste. 3 Johannes 2 geliefde. Ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. En dat jy gesond mag wees, hoe? Soos dit met jou siel goed gaan. Ek seën julle dat die genade van die Here